Goeiemôre vriende, ons is die Here dankbaar dat ons vanmôre ook saam kan wees. Vanmôre is ons laaste boodskapie wat handel oor die ware betekenis van Pinkster en ons gaan vanmôre 'n bietjie stil staan by die gedagte dat die Heilige Gees verander ons na die beeld van die Here Jesus Christus. En ons gaan 'n bietjie kyk wat dit behels hiervan uit 2 Korintiërs 3 vers 17 en voor ons daarby stil staan, kom ons doen net 'n kort gebed saam. Hemelse Vader, ons het nou 'n paar weke stilgestaan by hierdie baie besondere gedagte van die ware betekenis van Pinkster en meer in besonder van die persoon van die Heilige Gees en hoe die Heilige Gees uitgestort is, hoe die Heilige Gees in ons harte kom werk, hoe die Heilige Gees ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, ons lei in die waarheid, ons leer om te getuig, om te bid en al hierdie wonderlike dinge. En ons vra vanmôre ook, Here, dat U woord in ons harte 'n landingsplek sal vind, dat ons sal verstaan hoe die Heilige Gees ons wil verander na die beeld van ons Here Jesus. En ag Here, dat ons in pas met U Gees sal wees, dat ons sal lewe op so 'n manier, dat ons U welbehaaglik sal wees. Dankie vir U Gees, U trooster. Here, dankie vir die teenwoordigheid van U Gees in ons harte, wat vir ons sekerheid gee, en wat ons leer en lei, sodat ons meer kan word soos Jesus. Seën ons samesyn, word verheerlik in ons midde, en ons bid dit met danksegginge. Amen. Nou vriende, ons lees daar in 2 Korintiërs 3 vers 17 die volgende woorde. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En hierdie vryheid waarvan die Bybel praat, is nie vryheid om te sondig nie, maar vryheid om tot eer van die Here te lewe binne die raamwerk wat sy woord aan ons stel. Baie mense dink, as jy kind van God is, het jy vryheid om te sondig. Paulus sê dit sal 'n dwaase redenasie wees, want ons kan nie in die sonde bly as ons kinders van God is nie. So waar die Gees van die Here is, daar is vryheid om binne die raamwerk wat God vir ons stel te lewe, om hom te verheerlik. Nou sê vers 18 van 2 Korintiërs 3, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. U sien vriende, hierdie gedagte is vir ons so duidelik in die woord, dat die Here se einddoel met sy kinders is dat die Heilige Gees ons meer sal verander om te wees en te word soos die Here Jesus Christus. So die Heilige Gees verander ons na die beeld van die Here, en hierdie woordjie wat Paulus hier gebruik, gedaante verander, is in die Griekse taal die woordjie metamorfo. Nou, u ken daardie woordjie, metamorfose. Nou, hierdie woord is so belangrik vriende, want die Heilige Gees is ook die een wat ons 'n metamorfose laat ondergaan. Mense wat jou nou ken vir 'n jaar of 2 of 3 of 4, moet kan sê, maar Kobus en Sari en Sunny en Jakobus het heeltemal verander. Hulle is nie meer dieselfde mense nie. Eens was hulle so en nou is hulle so, en wat doen ons? Ons klop onsself nie op die skouer en sê, "Wow, nee, jy het goed gevorder nie." Inteendeel, ons gee eer aan die koning van die konings, omdat hy deur sy Gees ons van binne na buite verander. Die verandering begin binne, waar die Here ons oortuig van ons sonde. Hy gee vir ons geestelike verligte oë om die waarheid te sien. Hy gee vir ons genade om uit te roep, Here, red my, maak my u kind. Hy kom verseël my met sy Heilige Gees, en dan begin hy met hierdie proses van metamorfose, om my te verander na die beeld van ons Here Jesus. Ons vind hier dieselfde woord, baie interessant, hierdie woordjie van gedaante verander, vind ons ook in Matteus 17 vers 1. U sal onthou, ons praat ook van die berg van verheerliking, waar die Here Jesus voor sy disippels van gedaante verander het. Ek lees gou vir u. Daar staan na 6 dae het Jesus vir Petrus en Johannes en Jakobus sy broer saamgeneem, en hulle het op 'n hoë berg in die eensaamheid gebring, en hy het voor hulle van gedaante verander, en sy aangesig het geblink soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig. Met ander woorde, is daar 'n verandering, 'n sigbare, duidelike verandering plaasgevind. Nou vriende, by ons gaan dit nie selfe gebeur nie, maar die woordkeuse wat hier gebruik word, is presies dieselfde woordkeuse wat die Gees in ons lewens doen. Daar moet 'n gedaanteverandering by ons plaasvind. Daar moet 'n metamorfose plaasvind. Ek onthou die jare toe ek in die polisie was, in 1989, was ek maar 'n redelike robbekaland. Ek wil nie veel uitbrei oor my lewe nie, maar ek onthou toe ons op die grensbasis daar by Swartwater was my lewe baie roekeloos. My taalgebruik, die gebruikes en gewoontes wat ek gedoen het en gehad het, was dinge wat God onteerend was, en ek het saam met die klomp polismanne in 'n boosheid gelewe. En daardie oggend van die 4de Mei, toe die Here my oortuig van my sonde, en ek op my knieë gaan en ek vra, Here, red my,
Dit was nie 2 dae later nie. Het ouens na my toe gekom en vir my gevra, wie is jy? Jy's nie dieselfde ou as wat hier aangekom het nie. En ek kon vir hulle gesê het, luister, die Here het my siel kom red. Daar het 'n duidelike, sigbare verandering plaasgevind. Die Here is nou al 34 jaar besig om deur sy gees my te verander. En glo my vriende, ek wil nie oor 5 jaar wees waar ek nou is as die Here my spaar nie. Ek wil meer en meer verander na die beeld van ons Here Jesus. Ek wil meer sagmoedig, meer lankmoedig, meer liefdevol. Ek wil meer die vrugte van die Gees uitlewe, soos Christus vir ons die voorbeeld gestel het. Daarom sê die Bybel vir ons in Romeine 12. Ek lees gou vir u wat staan hier. Weereens word die woord word verander of gedaanteverandering hier gebruik. Dieselfde Griekse woord metamorfo. Romeine 12 vers 1. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dis julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander, weer 'n keer die woordjie metamorfose, word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So met ander woorde, ons moenie ons lewens inrig volgens die sonde wat ons aangewoond was nie, maar ons moet nou weg van die wêreld beweeg en ons moet vernuwe word in ons verstand wat 'n direkte uitvloeisel sal hê op ons lewe wat verander. Jy kan nie sê ek is 'n kind van God in my hart. Jesus leef in my hart, maar niemand sien Christus lewe in jou hart in jou optredes nie. Daarom is daar 'n metamorfose wat moet plaasvind. Die vraag is, verander ons so dat die vrug van die vlees en die sonde al minder en minder in ons word en na vore kom, terwyl die vrug van die Gees al meer sigbaar en sigbaar word. Dis 'n vraag wat jy vir jouself vanmôre moet beantwoord. Hier aan die einde van ons reeks wat handel oor die ware betekenis van Pinkster, kan jy met sekerheid getuig dat die Gees jou verander, dat jy meer word soos Jesus. Is dit nie wat Johannes die Doper in Johannes 3:30 vir ons leer? Hy moet meer word, maar ek minder nie. Is 1 Johannes 2 vers 16 vir ons duidelik, waar daar staan, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos Christus gewandel het nie? Vriende, dis wat die Gees doen. Daarom is dit belangrik dat ons sal onthou, dat ons nie volmaaktheid op aarde sal bereik nie. Want die apostel Paulus sê in Filippense 3 vers 12, nie dat ek dit al verkry het, of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek het ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Jy sien, die belangrikheid is van die Gees se werk is, dat die Heilige Gees 'n metamorfose in die lewe van die kind van God laat plaasvind. Die Heilige Gees gee vir ons vryheid binne die raamwerk van die woord, en dan verander hy ons na die beeld van heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. So die einddoel van ons lewe is, dat die dag wanneer ons by ons sterfbed kom, en by ons sterfdag kom, dat ons kan sê, dat ek meer is soos die Here Jesus. Dikwels sing ons, te wees soos Jesus, ek verlang te wees soos hy. En ek wil vir u sê, as dit jou gebed is en my gebed is dit baie duidelike teken en bewys dat die Gees in ons woon, en glo my, in hierdie veranderingsproses is daar baie keer lyding, hartseer, pyn, siekte, teleurstellings, maar daar is ook vreugdes en blydskap en hierdie dinge wat ons in ons lewens ervaar. Daarom, onthou maar net een ding, dat die Heilige Gees is uitgestort, nie om ons deur snaakse vreemde manifestasies te laat gaan nie, maar dat ons meer en meer sal verander na die beeld van ons Here Jesus. Dat ons in ons denke, in ons geestelike hart, in ons verstand, in ons wil, in ons emosie verander sal word, sodat ons die lewe van Christus sal uitlewe in 'n gebroke, verlore gaande wêreld, sodat hulle die Here Jesus Christus in ons sal sien. Daarom is dit belangrik, vriende, dat ons hierdie waarheid sal raak sien, dat ons daarin sal verheug en sal verbly, en dat dit vir ons tot seën en troos sal wees, soos ons verander, en dat ons ook kan besef dat hierdie verandering in ons lewe sal ook positief inwerk in ander se lewens, sodat ons God die Vader kan verheerlik deur die Seun in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Mag die Here ons genade gee, mag hy vir ons wysheid gee, en mag ons aan die einde van hierdie reeksie, hierdie woorde uitroep, volgens Halleluja lied 314. Meer heiligheid gee my, meer gloed in my hart, meer troos en beproewing oor sonde, meer smart, meer steun op my heiland, meer trou op hom let, meer vreugde in arbeid, meer krag
in gebed. Daardie lied, meer reinheid o skenk my, meer krag om te win, meer vryheid van bande, meer hemelse sin, meer vrug in u diens, Heer, meer werk vir u ryk, meer werksaam en heilig, u Heer, meer gelyk. Dit kan alleen ons gebed wees as die Gees in ons harte woon en die Gees ons verander na die beeld van Jesus. Vriende, baie seën. Ons volgende reeks sal weer plaasvind wanneer ons aangaan met die gelykenisse. Bid vir my, ek bid vir u en mag die Here ons van krag tot krag neem, sodat ons eendag voor hom kan staan en uit sy mond kan hoor, mooi so, goeie en getroue diensdag. Dis my begeerte vir my lewe, vir die van my huisgenote, so ook vir die gemeente en vir u. Mag die Here ons getrou bevind. Mooi bly, tada.